Daar die tye waar ons lewe. En een ou daar so sê, jong, hulle 10 jaar terug het gesê, 100 jaar terug gesê, hulle baie jare terug hierdie dinge gesê, en ek kom dadelik na hom toe terug, in die bekende deel in 2 Petrus 3, vanaf vers 3, wat sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Die Engels praat van mockers en scoffers, nee. Afrikaans praat net van die spotters. En hulle gaan sê, vers 4, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin af, van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en weer water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Hy verwys hier natuurlik na 6000 jaar gelede, of wat ook al min of meer, waar daar 'n vloed was, waar 'n man ook gegaan het en vir 100 jaar vir hulle vertel het, hoor hierso, die Here kom met 'n vloed. Ekskuus, ek weet, is die kamera aan, nee, dankie. Die Here kom met 'n vloed, maar die wat wil gered word, hier gaan 'n ark gebou word, ons bou 'n ark. En nou moet jy mooi verstaan, hierdie ark is nie langs die see gebou nie. Hierdie ark is ook nie gebou in tye wat dit wel gereën het, wat gesê het, hoor, hier kom nou stortreën nie. Tot op daardie dae, as jy die Bybel lees, het dit nog nooit gereën op die aarde nie. Met ander woorde, hy kom nie net te vertel van groot reën, hy kom vertel van 'n gebeurtenis wat nog nooit gebeur het nie. En die mense lag vol en spot hom. Ek dink nie dat so gelag en gespot, toe daardie ark se deur toegemaak is, en net daardie 8 mense uiteindelik in die ark is en die vloed gekom het nie. Dis hoe dit vandag ook is. Hier word gepraat van 'n gebeurtenis wat nog nooit gebeur het nie. Dis hoe maar so baie spotters. Mense stry met die wegraap, hulle stry oor allerlei dinge en so aan. Hoekom? Want mense het hoop verloor. Mense ken nie meer die beloftes van God nie. Hulle ken nie meer nie. Hulle kyk net in die vleeslike wêreld vas. En selfs die reaksie, ek sal nou maar liever sê wat hierdie ou se reaksie was op my antwoord nie, maar kom ek agter, ek wonder waar is die geloof? Mense noem hulle self gelowiges, maar die geloof is nie meer daar nie. En al hoe minder en minder en minder. Nou, ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê eers met die afval kom, en hulle sê mense, maar kan jy afval van die Here? Pastoor, jy preek dan en sê, dat as jy in die God se hand is, kan niemand jou daar uitruk nie. Ek wil vir jou sê, daar is baie mense wat hulle self label as Christene, wat nog nooit daarby uitgekom het, wat nog nooit by daai verhouding uitgekom het met die Here nie. En dit is baie maklik om hulle weg te ruk. Jy sien, hulle het vleeslike siening, hulle het nie 'n geestelike siening nie. En ons kyk in die wêreld en die wêreldse dinge vas. Ag, selfs so dinge soos wat nou in Israel aangaan, as jy kyk wat gaan in Israel aan, en die omstandighede, dan kry jy nog steeds mense wat kom sê, nee, daai klompie Jode wat nou daar is nie Israel nie. Hulle is indringers. Dan kry jy mense sê, ons is Israel, ons is van die oorspronklike stamme van Israel. Ek praat van Israel visie, maar jy kry dit reg oor die wêreld. Maar sê nie, ons is van die 12 stamme. Hierdie ouens is 'n klomp indringers, hulle gaan nie gered word nie. En dan kyk ek self, hoe blind kan jy wees? Kan jy nie sien dit wat gebeur is reeds geprofeteer in die Bybel nie? Want jy sien, die wêreld gaan Israel haat. Israel gaan alleen staan. As jy Openbaring lees, sal jy sien, hy gaan alleen staan. Meer en meer mense tree teen hom op, want hulle glo die leuns, die vreeslike leuns. Hulle sien nie wat groter prentjie nie. So kom een ou, maar die mense sê, nee, maar die Here het gekom vir alle mense. En ek sien hierdie ou haal aan, hierdie ou sê daar, sê die Here, hy sê nie 'n teks of niks op nie, al wat hy daarop sit, hy sê, staan daar geskrywe, maak disippels van al die nasies, of staan daar van alle nasies? Nou die Bybel staan al die nasies, nou weet ek, hy praat van Matteus 28, wat sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en as jy nou wil gaan, dit gaan verdraai, dan kan jy nou sê, soos hy sê, die Here praat van al die nasies in die 12 stamme, nie alle nasies nie. Ek het net geglimlag, ek het nie eers daai vraag geantwoord, ek het ook geantwoord met 'n ander Bybelvers, met Markus se weergawe. Markus 16 vers 15 sê die volgende, hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Aan die ganse mensdom. Nou ja, ek het nou maar net so verleë respons gekry, so 'n pogingkie.
maar nie baie oortuigend nie. Want mense wil graag glo, ons is van hierdie klein bietjie uitverkorenes, maar ek wil vir jou sê, die Here het gekom vir alle mense, want hy is almal lief. En dis waar die beloftes inkom. Mense besef nie meer die beloftes, ons ken nie die beloftes van die Here nie. Nou, woensdagoggend toe het ons nou, eintlik Dinsdag al, pastoor Adam Riet doen normaalweg die woensdag bidure. Nou sê ons so, wie gaan dit nou doen en waaroor? Ek vat dit nou maar op my. Maar ek beleef, dit het tyd geword ook, waar 'n biduur wat ons eers gaan doen, ek ook 'n preek op 'n woensdag. Ek het 'n boodskap wat ek bring. Dis net 'n bietjie meer informeel in die sin van mense kan nou wat terugpraat, mense kan getuienisse bring of wat ook al die geval mag wees, 'n bietjie meer informeel. Dis meer ons gesels met mekaar, maar nog steeds is daar gewoonlik 'n tema. Maar ek besluit toe dit tyd geword ons bid. Maar wie wat doen ons baie? Ons preek en ons sing. Maar ons bid nie baie nie. En ek het gevoel, ja, ons hou 'n biduur. En woensdagoggend het ek myself nou waaroor sal ek, en die Gees van die Here sê vir my, bid, herinner my aan die beloftes. En dit is interessant hoe die Here dit bevestig, want ek staan hier in hierdie pastoor, langsaan pastoor George, hy is hier oorkant besig met goed, en hy roep my, en ek gaan gesels, ons gesels oor goed, en hy praat nou oor hierdie dinge wat nou beplan word, die 30ste, wat hulle nou groot moeilikheid wil maak, oor, en so aan is ons gereed aan alles. Ek sê nog, man, ek bekommer my nie te veel oor dit nie, want ek glo vertrou op die Here, maar as ons moet optree, sal ons optree. En hy sê ook vir my 'n ding, dat ons in die laaste dae is, en dit is nogal interessant, want baie keer stem die ouens nie oorspronklik oor alles saam nie. Ons is regtig in die laaste dae, en dit is tyd dat mense hulle self voorberei daarvoor. Hy het interessant genoeg ook vir my agterna ding gestuur, waar hy gesê het, ons moet gaan, ons moet olie en wyn, of olie en druiwesap, met ander woorde, waarmee ons onsself, waarmee ons nagmaal hou, ons moet die twee meng, en ons moet begin om ons huise en ons families te salf, vir die Here se beskerming. Want dit dui op die bloed van Christus en die salwing. Die tyd geword daarvoor. Dit is nog wel lekker om 'n man van God bietjie te gesels, want ek wil sê die bediening is baie keer 'n eensame wêreld, hoor. Dat jy nie altyd, almal kyk op na jou, jy is die ou wat die verhouding het met die Here. Dit moet eintlik nie so wees nie, maar is tog wel wat mense sien. En so, maar nie te min. En ons het toe gegaan en ons het oor 'n paar dinge, ek het toe gevra woensdag, waaroor wil julle bid? En daar het 'n paar onderwerpe ingekom. En onder andere, ons lewe in 'n tyd nie net in Israel en reg oor die wêreld, waar daar chaos is en moeilikheid is nie, maar ook in ons land. Ek weet nie of julle dit al gesien of gehoor het, en of julle net blind is daarvoor nie. Daar is 'n geweldige aanslag teen ons kerk, hierdie gemeente. Ek het al baie daaroor gepraat, en ek moes daaroor gepraat. Nie almal wat hier inkom is noodwendig kinders van die, nie almal wat hier inkom kom met vrede in die baie kom nie te steel, slag en verwoes. Jy kry dit in ander kerke ook. Ek het nou gesê, en ek kry dit weer. My hart was eintlik seer daaroor, maar dit gebeur nog steeds. Dat dis een ding om mense van die strate af daar sê, kom kerk toe. Mense wat verlore is. Maar nou kry jy mense in kerk wat gaan sê, nee man, julle kerk, kom na ons kerk toe, dan trek hulle. Hy is niks anders as wolwe en skaapvere nie, want wat wil gaan hulle die kraal van die Here wil beroof. Net om sy kraal beter te laat lyk, nee. Maar dis hier die laaste dag, maar ook in die regering is daar nou hierdie groep wat die kerk wil tot niet maak. Hulle wil dit beheer. Hulle sê nie, ons preek klop nonsens, hulle wil besluit wie gaan die pastore wees en waaroor mag ons preek, nee. Wat ons mag sê, ons moet spesiale lisensies hê, maar eintlik wil hulle, en dit is nie op alle gelowe nie, dis net op die Christen geloof, waar die aanvalle kom. En ons moet oor hierdie goed bid. En nou is binnekort, en sê vir die mense, wat gebeur, ons het 'n verkiesing. Ok, die volgende nasionale verkiesing is nog met julle eentjie, maar ons het nou binnekort, het ons munisipale verkiesings. Maar hoe stem ons wat sê ons is kinders van die Here? Jy sien, jy ry daar in die Weskaap, die Suidkaap, jy sien hoe mooi is die strate, jy sien hoe mooi netjies en skoon dit is. Want ons dan kyk ons vleeslik en sê, man, ek wil vir hierdie party stem. Dit is die tweede grootste party in elk geval in die land, dit gaan ons verbeter, maar ons kyk nog steeds vleeslik. Ons gaan kyk nie, wat is daai party se oortuigings nie. Ondersteun hulle aborsie, ondersteun hulle LGBTQ, ondersteun hulle al die duiwelse dinge, want as hulle dit ondersteun, dan kan jy as 'n kind van die Here dit nie ondersteun. Ja, pastoor, maar daai klein Christelike partytjies kan dit nie maak nie. Waar is jou geloof? Wat het die Here vir Abraham gesê? In Genesis 18 het hy vir Abraham gesê, in Sodom, wat duisende mense was, hy sê, as ek net 10 regverdiges kry, net 10, dan het ek die stad gespaar. Hy sê in 'n huis, as net die man
of net die vrou, 1 Korintiërs 7, as net die man of net die vrou 'n kind is van die Here, is daai hele huis geheilig. Die hele huis is nie gered nie, hy is geheilig deur daardie een persoon. Die Here beskerm hulle. Gemeentes is hierdie, hy sê 2 en 3 in my naam vergader, as ek self teenwoordig. Jy kan 75 mense sit en net 3 wat ware kinders is van die Here, is hierdie plek geheilig. Nou waarom sal die Here nie kan? As net 10% van Christene sê, maar ons stem vir daai party, wat volgens Bybelse beginsels handel nie. Ek wil sê die Here sal hulle eer. Maar ons is vreeslik. Hoekom is ons vreeslik? Want ons glo in die wêreld en die wêreldse dinge. Ons glo nie meer in die beloftes van die Here nie. En toe ek vir die Here agterna, ons het daai goed gebid het, want ek het toe nou klomp beloftes, ek het toe nou op die Here se beloftes, ek het hom herinner, klomp dinge aangehaal en gebid daaroor. En toe ek wil besluit waaroor preek ek vandag, te sê die Here, nee, jy het my nou herinner op die beloftes, maar nou moet jy die gemeente herinner op die beloftes, want hulle ken nie meer my beloftes nie. En dis waar my tema toe inkom, 7 beloftes van die Here. Ek gaan bietjie meer as dit noem, maar daar's veral 7. Want vir 'n Christen, vir 'n gelowige, as jy daar vashou, kan jy jou voet nie stap nie. Jy sal nie struikel nie. Ons het van daai goed het ons gesing hierso, maar kom ons luister gou. Maar kom ons maak die oor toe, dat ek net ook bid dat die Here hierdie boodskap sal seën. Hierdie was nou nie die inleiding. Die boodskap gaan nou kom. Dierbare Vader, kom ek vra dat elke gedagte, elke mens gevange sal neem. Die gedagtes, die Gees gevange sal neem, sodat ons nie ons aandag nie afgelei sal word nie. Dat ons hierdie woord van die Here sal hoor, dat ons dit sal verstaan, dat ons daaroor sal dink oor, gaan bid daaroor, en dit gaan uitdra daar buite, dat ons dit ook kan glo. Ek vra ook, Here, dat U my lippe sal salf, en U sal seën, en sal aanraak met 'n oog die vuur, Here, dat dit wat ek preek, die waarheid en niks anders die waarheid sal wees nie, anders sal ek swyg. Dan moet U my maak swyg. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Prys die Here. Beloftes van die Here. Ek gaan net so 'n paar aanraak. Matteus 16 vers 18. Ek wil nie hê julle moet rondblaai nie, hoor. Julle kan dit neerskryf as julle wil. Maar ek gaan baie tekste reg oor die Bybel gaan ek lees en aanhaal kort stukkies, dan as jy die hele tyd rondblaai. Daar kom praat hy van groei en beskerming. Dis nog nie onder die 7 nie. Ek wil net so 'n paar net doen so terloops onder ons gebid het ook. Groei en beskerming. Ek sou nooit weet so klompie jare terug toe ek nog voor ek in die bediening was, ons was op 'n spesiale huiskerkgroep wat vandag nog bestaan, kry ons hierdie opdrag, ons moet bietjie gaan bid en vir die Here vra hoe sy planne vir ons vorentoe. En die Here gee vir my 'n visie en hy het dit 3 keer bevestig, die visie van Elisa. Ek moet sê, wat wil die Here vir my wys? Gaan ek nou 'n profeet wees soos Elisa? Nou Elisa is die 2 keer die seëninge van Elia geërf en so, of gaan 'n groep so geseën wees en so aan. En die Here het uiteindelik vir my gewys, ek gaan beweeg van groep tot groep, en oor as ek beweeg, gaan 'n geseën wees. Nie as gevolg van my nie. Hy stuur my na die geseënde, besondere geseënde groepe, en hy beloof vir ons groei en beskerming. En met groei bedoel ek nie noodwendig getalle nie. Dit is baie moontlik dat die kerk al hoe kleiner gaan word, maar dit is hulle wat by ware kinders van die Here is. Met ander woorde, geestelike groei en beskerming. Moet asseblief nie vrees vir die wêreld nie. Want daar kom tye, hoor, wat hulle julle gaan vervolg. Daar kom tye wat ons as Christene vervolg gaan word, of word alreeds in kerke vervolg. Die vervolging gaan, in die begin gaan dit boetes en sulke goed wees, maar later gaan dit alle ernstiger raak. Kanada. Godsdienst is nie uit Kanada uitgevat, die Christendom is uitgevat. Die aanval is deur Christendom, die aanval is deur die Here, die Skepper Here en sy seun Jesus Christus. Jy mag nie meer openlik daar godsdienst Christendom bedryf nie. 'n land soos Kanada. Engeland is daar 'n pastoor wat beboet is. Hoekom is hy beboet? Want hy het in die publiek die Bybel aangehaal. Jy kan die Koran aanhaal soveel soos jy wil en ander tipe dinge, maak nie saak nie, maar moet nie die Heilige Bybel van die Here aanhaal nie. Kry jy moeilikheid. En dit gaan al hoe meer en meer gebeur, as wat hulle hier by ons ook wil doen. Ek gaan wel maar die Here beloof sy groot beskerming. Johannes 14 vers 16 en 17 gee hy vir ons die Heilige Gees se leiding. Ons weet baie keer nie wat om te doen nie. Maar hy kom daar, hy sê dis goed dat hy weggaan, dat die Heilige Gees kan kom. Hoekom moet die Heilige Gees kom? Johannes 16 sê die Heilige Gees moet kom dat hy ons kan oortuig van sonde, né? Van sonde en regverdigheid, né? En van oordeel. Maar in hierdie gedeelte, die eerste gedeelte sê hy ook vir ons in Johannes 14, dat hy ons die leiding gaan gee, dat hy ons nie wees gaan laat en sê, nou moet jy maar
Jy moet nou weer na mense kyk. Nie te veel mense kyk na mense of hulle te vertel weer wat God is. Die Here stel mense aan die leiding te bring en die woord vir julle te gee. Maar julle moet self ondersoek. Elke mens moet self gaan ondersoek instel. Wat is die waarheid? En eintlik moet jy die ondersoek instel, jy moet vra vir die leiding van die Heilige Gees. Dis wat die invul van die Heilige Gees is. Dis wat die doop van die Heilige Gees is die dag as jy begin die Gees se stem luister en die leiding vat en as jy verander. 'n Ou wat nie verander is nie nog nooit die Heilige Gees ontvang nie. Jy gaan 'n ander mens wees. Maar hy beloof sy leiding. Hy beloof Filippense 1:6, hy sal sy werke voltooi. Hy het dit begin en hy sal dit klaar maak. Lukas 12:32 beloof hy die koninkryk aan sy kudde. Hy sê daar in Johannes 14, wat sê hy, my Vader se huis is daar baie wonings, ek gaan vir julle plek voor te berei. Hy beloof vir jou 'n deel in sy koninkryk, as jy sy kudde is. En so kan ek aangaan, maar ek wil nou gaan spesifiek na die 7 beloftes, wat baie belangrik is in 'n Christen se lewe. En die eerste belofte is, die liefde van God is onvoorwaardelik. Glo jy dit? Wat beteken onvoorwaardelik? Hy het nie 'n voorwaarde, onthou net, ek praat nie van jou redding, ek praat van sy liefde. Sy liefde het geen grense nie. Hy sê hierso, van vers 37, maar in hierdie dinge, Romeine 8 vers 37 tot 39, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Met ander woorde, hoor my mooi, niks kan jou skei van die liefde nie. Daar's dinge wat jou kan skei van God, maar daar's niks wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. En dis hoekom die mense wat so, ek is deel van die 12 stamme van Israel en so aan, jy sien hulle hinker na die liefde van God, en hulle besef nie dat die Here elke liewe mens op hierdie aarde wat hy gemaak het, en hy het almal gemaak met hy lief. Dis net jou keuse, of jy die bloed van Christus ook vertrou, en aanneem, om aanneem as jou verlosser. Maar niks kan jou skei nie. So die eerste belofte is dat God se liefde onvoorwaardelik is. Die tweede een kry ons in die boek Hebreërs. En dit is die van die goed wat ons ook gesing het, wat sê ek is altyd teenwoordig. Nee, jy sê al voel jy alleen, ek is altyd teenwoordig. Hebreërs 13 vers 5, wat sê, luister hoe dit sê, julle praat oor julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, maar dit gaan eintlik oor finansies, dit gaan daaroor waar jy jou vrede kry, of waar jy die teenwoordigheid voel. Hy sê hier, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Weet jy dat soms is dit eers dat ons sleg gaan, jy op God jou nie verlaat het nie. Daar is Lily so ongeluk gewees, ek haal dit nou aan, ek noem het maar, ons het die vaar gebid. Ons gebid vir beskerming van die Here, en ons kan nou gegaan het en gesê, maar sy was nou 'n ongeluk. Nou waar was die Here? Maar daarna as jy besef al die goedes wat hy wel beskerm het, dan besef jy hy was daar. Want jy sien die ongeluk het nie gebeur oor die Here nie. Ongeluk het gebeur omdat ons roekeloos is. Omdat ons verkeerde dinge doen. Wat sê die woord? Prediker 7 vers 17 sê, leef nie al te goddeloos nie, waarom sal jy voortydig sterf? Daardie ding van jou tyd is nonsens. Hy sê in Psalm 20 vers 10, die tyd wat hy vir ons gee is 70 tot 80 jaar. Maar weens die goddeloosheid van die mens word ons lewens baie keer verkort. Maar haar lewe is nie reg en die Here het hom beskerm. Ons het sy gebed hier gehad. Hy het hom beskerm. Ek hoor gister ook 'n getuienis, as ek wil probeer reg vertel, van iemand wat ook vertel van 'n seun of 'n ding van haar wat ook in 'n motorongeluk was. En toe hy vir 'n scan gaan, ernstige ongeluk, waar jy maklik sal vra waar is God? Toe ontdek hulle gewas in sy brein, nee, gewas in sy kop, nee. Ekskuus, ek het verkeerd vertel, maar wat het gebeur? Daai scan sou die persoon nie gekry het, as dit nie vir die motorongeluk was. Amen, dis waar. God was nog steeds met hom. Ja. Jesus Christus, hy hang daar in die kruis, en ewe skielik is daar duisternis, en hy roep, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het my verlaat? En so interessant, weet jy wat beteken Eli? Want het gedink, hy sê, hy roep Elia, nee, maar Eli beteken, my God. Hebreëus is 'n snaakse taal. Ons het 'n enkelvoud en 'n meervoud. Hulle het 'n enkelvoud, 'n tweevoud en 'n meervoud. Eli beteken, my God. Eloha beteken, my God wat twee is. Elohim beteken, God wat meer as twee is.
by drie enige God. Dit is wat interessant. Maar hy roep sy God, my God, waarom het jy my verlaat? Selfs hy voel verlate, maar het hy homself verlaat, want hy is eintlik God in die vlees. Hy het homself nie verlaat nie. Maar hy het weggekyk weens die sonde. Mense praat nou die dag, sy sit dit ding op die rede hoekom die Bybel nie glo nie is, want die Bybel is nie mekaar. Nou vra hoekom? Sê nee, want die Here maak dan nou kom maar lig en dan eers son en maan. Hoe werk dit? Sê ek vir hom, want hy is die lig. Sonder hom is daar nie lig nie. Daardie son en daardie maan weerkaats nie die lig wat hy reeds geskep het. Kyk 'n bietjie hier in Openbaring, ek gaan vir julle net 'n ding lees, wanneer die 6 seels ook gemaak word, die 6de seël, Openbaring 6 vers 12. En ek het gesien hoe die 6de seël word gemaak en kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. Sonder God het die son geen lig nie. Sonder God het die maan is maar net so donkerrooi affære. Sonder God kan die sterre nie skyn nie. En wat het gebeur? Hy het nie Jesus verlaat nie, maar op daardie oomblik het Jesus al my en jou sondes. Onthou net, hy het op daardie stadium met Jesus 4000 jaar se mense se sondes op hom geneem en 2000 jaar wat nog sou kom, het hy op hom geneem. God kan nie kyk vir sonde nie. Hy het die son daar lief. Op daardie stadium is Jesus, ek sê nou 'n vreeslike ding, op daardie stadium het hy die sonde op ons geneem. Hy was eintlik die son daar in die situasie. Hy die son daar lief, maar die sonde kan hy nie aanskou nie. En hy het weggekyk vir 3 ure en daar was duisternis. En dis ek wat nou nog vir julle sê. As jy met sonde doen, moenie dat die Here verlaat jou nie, maar hy kyk weg. Die oomblik as hy wegkyk, is sy lig nie op jou nie. Die oomblik as die lig nie op jou is nie, dan jy oop deure. En dis wanneer al die bose dinge in jou lewe kan inkom. Jy hoef nie te glo nie, jy kan dit los, jy kan sê boe of jy kan sê amen. Want is die waarheid. Want daar ek het gebid en gesê, die Here moet my stem stil maak as ek op ons gesprek. Gevaarlike ding wat ek gesê. Hy bly lief vir die sondaar, maar hy haat nog steeds die sonde. Maar die belofte wat ons hier uitkry is, maak nie saak van die omstandighede nie. Ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Ek is altyd teenwoordig, sê die Here. Dan die derde belofte, Filippense 4 vers 19. Hier beloof hy voorsiening en versorging. Hy sê hier, hoor mooi, Paulus skryf hier so, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Met ander woorde, hy voorsien en hy sorg. Laat my nou dink in die verhaal, ek het dit baie vertel, ek vertel dit nou maar weer vir die wat dit nie gehoor het nie, nog nie gesien het nie. Van die vrou wat so bid vir die Here, asseblief, ek het nie kos in my huis nie. Maar sy het dit publiek vertel, sy het die Here gevra, hierdie ryk ateïstiese man gaan en sê, ek sal haar ding wys. En hy gaan laai die kos by haar voordeur af, nee. Maar nou doen hy dit wat baie gelowiges doen wat verkeerd is. In plaas van weg te loop en sê, dit het die een hand nie eers weet wat die ander hand gedoen het nie. Druk hy die klokkie en hy wag vir haar en sê, dan sien is hy met die kos afgelaai het, nee. En sy kyk en sê, prys die Here oor hierdie kos, nee. En hy sê, nee, wat 'n bietjie, nee. Dis nie die Here nie, ek het die kos afgelaai. Prys die Here dat U die man gestuur vir die kos hier af te laai. Hy sê, nee, dis nog steeds nie van die Here af nie, ek het gewerk daarvoor. Prys die Here dat hierdie man werk het, dat hy vir my die kos kon gee. Hy moes uiteindelik opgee, maar sy sal die Here altyd bring, want hy sê, dis hy, dit kom alles van hom af. Maak nie saak wie of wat jy is, dit kom van hom af. En hierdie vrou het geweet, dit kom van die Here af. Hy sal vir jou voorsien en versorg, hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. En hoewel hier nie 'n voorwaarde aan is, wil ek hê die versie voor dit net ter harte neem. Hy sê vers 18 voor dit, hy sê, maar ek het alles ontvang, sê Paulus, en ek het oorvloed. Hoekom? Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevalle offer, welbehaaglik by God. Ongelukkig vind ek dat mense nie meer offers gee nie. Ek preek dit nie omdat ek nou by julle wil offers bedel nie, maar ek wil sê, onthou dit nie. Want hy sê, daarna sê hy, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Ons moet net pas op dat ons nie die belofte sien as die Here moet net die hele tyd gee nie. Dr. Jaap Potgieter is lief om te sê, die Here eer 'n poging, hy eer nie niks. Soms moet ons ook ietsie gee, dit kan finansiëel wees, dit kan hulp wees, dit kan wees deur betrokke te wees, maar raak net ook betrokke. Maar God sy liefde is nog steeds onvoorwaardelik, sy voorsiening en sorg is nog steeds onvoorwaardelik. Hy sê, hy verkleer die lelies, hy versorg die mossies, en hulle werk nie, nee. Maar beteken nie, jy moet nie werk nie. Hy sê ook, hulle wat nie werk nie, sal honger ly en stikkende klere dra.
leer met die muur en word wys. Goed, die 4de belofte kom, en dis 'n snaakse soort vrede, Johannes 14 vers 27, waar hy sê, hy sê hierso, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontstel word en bang wees. Hy sê dis 'n ander soort vrede wat hy gee. Wat is die wêreldse vrede? Baie van ons is maar skuldig daaraan, né? Ons verseker ons kar, want net gebeur daar iets. So ons vrede kry ons met daai insurance is daar. Ek en Anne-Marie nou besig is weer met volle medies te probeer bekostig. Daardie insurance is daar dat jy nou nie in 'n staatshospitaal moet beland of so aan nie, né? Ons moet eintlik God vertrou. Maar ek sê nie dis verkeerd nie, wat ek net noem is die vrede wat ons gee is daai goed wat geld nie kan koop nie. Dit wat die Here vir jou gee is wat geld nie kan koop nie. Ek sê altyd dit moet baie lekker wees. Daar's 'n rede hoekom ek agter alles kan doen. Nou dat ek in my 60's is, wil ek dit nie meer alles self doen nie, maar daar's 'n rede hoekom ek windpompe kan regmaak en nulpompe kan regmaak en drade kan regmaak en allerlei goede, want ek kan nog nooit bekostig om in 'n bakkie te sit en 'n ou te huur om dit te doen nie. Kan dit bekostig, jy moet maar leer om dit self te doen, en die Here vertrou. Vra jy vir pastoor Anne-Marie, hoeveel karre wat mechanics nie kon regmaak nie, sy het duisende rande moes kos nie. Het ek na die Here toe gegaan en hy het vir my die dinge op die pad gebring dat ek met my eie 2 hande kon doen, né? Want die Here gee vir jou vrede, hy gee vir jou iets wat eintlik alle verstand te bowe gaan, ten spyte van die omstandighede. Weet van boere wat het al die geld in die wêreld. Kyk, jy tel net 'n telefoon op en die telefoon neersit, dan kom die deliver hulle jou nuwe bakkie vir jou en al sulke goede. Dis wonderlik, dit moet heerlik wees om in daai posisie te wees. Dit moet heerlik wees om Elon Musk in die wêreld te wees, wat ook al die geval mag wees, maar dis wêreldse dinge. Maar wanneer daardie dinge kom op jou pad wat geen geld kan koop nie, wanneer daai boer kom en sy seun het kanker, dan kom hy uiteindelik op sy knieë en sê, weet wat? Daar's 'n ander soort vrede wat ons het. En dis nie 'n wêreldse vrede nie. Dis nie 'n vleeslike vrede nie. Dit is 'n ewigdurende of eintlik 'n ewigheidsbewustheid. Dat maak nie saak wat hier gebeur nie. Wat God. Maak nie saak wat hier gebeur nie, uiteindelik eendag. Al is dit dan nou eers wat dit met my goed gaan. Eendag gaan die Here ons kom haal. Eendag is daardie dag daar. Hy gee vir my vrede in moeilike tye. En as ons dit onthou, jy gaan deur moeilike tye gaan en jy gaan nie noodwendig glimlag oor jy gaan nie noodwendig lekker wees nie. Maar jy het hierdie innerlike vrede as jy werklik die beloftes van God ken en dit glo en dit vertrou en uiteindelik en hoe meer jy God vertrou, hoe meer dinge gebeur in jou lewe, hoe meer wonderwerke sien jy raak. En hoeveel as jy wonderwerke begin raak sien, dan word jy regtig, dan begin jy glo, wow. Here is reël. So die res moet ook reël wees, né? Baie mense gee hulle hart of hulle gaan na Jesus toe. Nie omdat hulle is mal oor die wêreld, maar hulle dink myself, sê nou maar net, daar is so iets soos hel. Ek wil daarom nie seker maak. Maar as jy so 'n ontmoeting met Jesus gehad, gaan dit nie oor hemel en hel nie. Dit gaan oor baie meer. Jy's 'n koningskind. Ek het nou gesê, jy's 'n koningskind. En die Here gee dit vir jou. Hy gee vir jou daardie vreugde of vrede in moeilike tye. Daar het ons nou gesin, jy het gesien of gesin Jesaja 40:31, 'n vreeslike bekende deel. En dis 'n wonderlike deel. En dit gaan daaroor dat hy vir ons krag en leiding gee, né? Krag en leiding, maar ons moet daarvoor wag baie keer. Die disippels het vir Jesus gevolg vir 3,5 jaar. En toe hulle kom Jesus gevange te neem te vlug hulle, laat hom weg. Ou Petrus, die hoofdisipel van almal, hy het Jesus tot verloon 3 keer. Hy ken nie hierdie man, want hy het gevrees vir sy eie lewe. En Jesus staan op by die dood en toe is hulle eers bang. Want toe word hulle beskuldig daarvan dat hulle sy liggaam gesteel het in die graf het. En hulle kruip weg. En Jesus kom uiteindelik by hulle uit en later vaar hy op 10 dae daarna op Pinkster. Maar hy sê vir hulle gaan wag dat julle krag kan ontvang. En die krag is die doop van die Heilige Gees. Daarom op 'n Pinksterdag, op 'n Sondag ontvang hulle die Heilige Gees. Dis die ontstaan van die kerk. Dis waar die kerk ontstaan het. Hy sê hier, vers 30, die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag. Hoor my, en ek praat van die jonges. Dit beteken nie as jy jonk is,
dat jy is verkeerd of as jy oud is, dit gaan of jy op die Here gewag het, hoe lank het die Here gewag het. Vrouens wat ons nou al gehoor het, wat 12, 13 jaar gebid het, en op die Here gewag het, uiteindelik hulle manne na die Here toe gelei het. So is daar baie voorbeelde waar mense baie lank moes wag, maar ons moet aanhou, ons moet nie opgee nie. Ons moet nooit opgee, ons moet aanhou bid. Die wat op die Here wag, want die Here het sy eie tyd. Hy sê vir hom is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar is een dag. Die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardlope word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie. En dan Jeremia 29:11 is een van my gunstelinge. Indien nie die gunsteling vers vir my in die Bybel nie. En dit is dat die Here het gedagtes wat jy nie het nie. En dit wat hy vir jou beplan. Hy sê hierso eintlik, hy sê hy het 'n doel vir jou lewe en hy het vir jou 'n toekoms. Ja. Hy sê hier, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. En nou hoor mooi, wat is sy gedagtes? Hy sê gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Die Here wil hê jy moet vrede beleef in jou lewe, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En hierdie hoopvolle toekoms kan hier in die wêreld wel klaar wees, want die Here wil hê jy moet 'n hoopvolle toekoms hê. Maar hy praat ook veral die ewige lewe, die ewige lewe. Ons moet altyd daarop fokus, ons moet altyd sê, you know what God, ons moet altyd sê, maar weet jy wat, daardie ding. Dan kan ek gou die 7de een is hier uit 1 Johannes 9, 1 Johannes 1 vers 9, maar is eintlik 8, 9 en 10. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord in ons nie. Ongelukkig is daar te veel mense wat dink as gevolg van Jesus die kruis is sonde nie meer sonde nie. Ek het nou vir julle gesê sonde is nog steeds sonde. Dis hoekom ons deure oopmaak. Ek sê altyd vir mense, ek oordeel jou nie oor rook nie. Ek praat mekaar. Dr. Jaap Potgieter, donderdag aand op ons vergadering, hy sê, die ding wat mense, wat hy baie hamer, wat mense wegjaag van sy kerk af, en hy praat oor rook. Sê ek het so 'n bietjie jou getou, want ek het ook gekry, dat ek het al gehoor, mense wil die eerste plek nie na ons toe kom nie, oor ek rook bid, of ek oor rook preek. En dan sê ek, maar hoor nie so mense, luister boy, ek vertel vir hulle die vleeslike kant. Ek sê nie vir jou, as jy rook, gaan jy nie hemel toe gaan. Jy gaan nog steeds hemel toe gaan, as jy kind is van die Here. Maar jy gaan net gehoor gaan. Hoekom? Want jy maak deure oop. Hoekom dink jy kry mense wat ook longkanker, al daai goede? Mense wat dwelms gebruik, wat ouer bly. So kan ek aangaan. Daar's soveel dinge wat die wêreldse dinge veroorsaak. So ek oordeel jy, God oordeel jy ook nie, maar hy het jou lief, né? En dis hoekom maar sonde bly sonde. Met sonde bly sonde. Sonde vat nie van God af weg, maar jy moet bely. Nee, dit moet jy bely, maar die belofte bly staan. Dit is nie net daardie dag, of die dag as jy dit ook weer gebore word, en nou staan jy daar op, en ek het nou kind van die Here geword, en ek stap my voet daar buite, en ek gaan doen per ongeluk weer sonde, dat ek is nou verlore nie. Die belofte bly staan. As jy sonde bely, en jy werklik berou daaroor, sal die Here jou nog steeds vergewe. Maar ek wil met hierdie gedagte los, as ek kom met vergifnis. Die Here Jesus sê in Matteus 6, of kry ons nie onsse Vader, ne? Hy sê, vergewe ons sondes soos ons die wat teenoor ons gesondig het vergewe het. En dan gaan hy verder aan, en indien jy dit hier net 'n bietjie gemis, bietjie verkeerd gepraat, sê agterna, want as julle mense wat teenoor julle gesondig het, nie ten harte vergewe het, sal God die Vader julle ook nie vergewe nie. Julle moet hierdie ding asseblief onthou. Ons kan nie vergifnis verwag, maar ons hou wrokke teenoor ander mense nie. Ja, soms moet jy die oog uitdruk en hom weggooi, die hand afkap, as jy tot 'n val bring. Maar vergewe en spreek vry. En die Here sal vir jouself doen. So wat is hierdie 7 beloftes? Liefde onvoorwaardelik. God se altyd teenwoordigheid, voorsiening en sorg, vrede in moeilike tye, krag en leiding, doel en 'n toekoms, vergifnis en redding. En dan wil ek net gou afsluit met hierdie paar. Die Here sê, ek is die brood van die lewe. Hy sê daar in Johannes 6, hy is die brood van die lewe. Wie hierdie brood eet sal nooit meer honger ly nie. Met ander woorde, hy sê, ek voed jou, ek is die een. Hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder, wat doen 'n goeie herder? Hy lei jou uit die ongeregtigheid, hy beskerm jou teen gevaar. Hy sê, ek is die wynstok.
Dit kom uit daai gedeelte waar hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote, né? Wat het hier gebeur? As gevolg van die wynstok is Israel, en hy is die wynstok. Maar baie van daai takke is afgebreek, dit is die Jode wat nie Jesus wil glo, wil volg nie. En ons word ingeënt, die oomblik as jy kinders van die Here word jy ingeënt op die wynstok. Die woord van die Here waarsku ons ook, dat ons Paulus sê in Romeine, ons moet net nie arrogant wees daaroor nie, want daai afgebreekte takke het ook 'n kans om weer ingeënt te word op die wynstok, né? Maar hy sê, hy is die wynstok. Dan sê hy, ek is die deur. Hy is die deur wat deur ons gaan. Daardie deur, as ons hom oopmaak en ingaan, dan maak hy vir ons so, dis waar die spreekwoord vandaan kom, dat deure vir jou oopgemaak word, nee. Deure word oopgemaak, die Here maak deure oop vir jou. Nie net die deur na die hemel, maar selfs hier op aarde gaan deure vir jou oopgaan. Ons sien in hierdie kerk, dis een van die dinge wat die Here hierdie jaar my gelei het, is in die begin het ek 'n bietjie wegbeweeg van profesie, ek het wegbeweeg van eintlik van altaarkols oor die algemeen, want ek gevoel mense kom nie deeltyd om sulke goed te sien, hè. Ons 'n bietjie die woord van die Here, maar hierdie jaar het my gewys, daar's te veel pastore wat op podium staan en sê, kom woord, luister na die woord, Heilige Gees geïnspireerde woord van God, en dan kom mense van daai kerke af na my toe, en hulle is kinders, die man kom na my toe, al ouer, dan sê hulle vir my, hierdie ou sê dit, maar hulle beleef dit nie. Hulle beleef dit nie, dan wonder baie keer, is nie 'n waarskuwing nie. Dis hoekom ek ingebring het in die woord, en ons het gesien genesing, ons het gesien, mense kry werk, wat bid, ek het vanmôre weer gehoor, hoe daardie gebede gehelp het, en ons gaan weer vir nog mense, hulle kry werk as hulle opstaan, en die Gees van die Here kom vra vir 'n werk te gee. Ek het reeds gesê, genesing, sien hoe die Heilige Gees, die mense keer dat die duiwels ook sommer uit mense uitkom. Ons sien omtrent elke Sondag, sien ons die werking van die Heilige Gees in hierdie kerk, né? Hy is die deur. Hy sê ook, hy is die opstanding, né? Deurdat hy deur die Heilige Gees opgewek is, word ons ook opgewek, en daarom sê hy, dood, waar is jou angel, né? Doderyk, ons weer nie te vrees nie, maar dit bestaan nie meer vir ons nie. Dis wat die woord ontslaap vandag. Wat beteken dit om te ontslaap? Jy maak jou oogies toe, maar jy is nie dood nie. Jy maak jou oogies oop, en as jy by die Here, prys die Here daarvoor. En dan natuurlik die belangrikste vers van almal, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Jy hoor mooi, selfs nie die reg wat jy het om hom Vader te noem, kom deur Jesus Christus. Hoekom? As jy nie 'n kind is van God nie, en jy noem hom Vader, dan as jy besig om God lasterlik te praat. Hy moet jou Vader wees, en hoe word hy ons Vader? Deur sy Seun Jesus Christus, wat ons aangeneem het. Ons is die liggaam van Christus, maar ons is ook die bruid van Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Kom ons sluit gou die oop. Dierbare Vader, ons kom na U toe in die naam van ons Here Jesus Christus in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons dank U vir hierdie boodskap vanmôre. Ek vra Here dat dit vir elkeen iets sal beteken, dat hulle met hierdie belofte sal uitgaan en weet, ons is nie verlore nie. Maak nie saak wat in hierdie wêreld aangaan nie, maak nie saak wat die volgende week gaan gebeur nie. U is met ons. Here, ek wil dan ook bid, Here, dat hierdie dinge wat beplan word vir die volgende week nie suksesvol sal wees in die sin van plunder en negatiewe dinge nie, Here, dat die vrede in die land sal inkom, dat mense sal begin saam staan, en ook soos U ons liefgehad het, mekaar sal begin liefkry. Ons bid dit in Jesus kosbare naam, Here. Ek vra, Here, dat U nou mense sal, wat gebed nodig het vanmôre, 'n spesifieke saak, van hulle op my gepraat vir die tyd, dat hulle dan as ek amen sê sal uitkom, en voor dit is gekom, ons hande lê, ons hulle bid, en dat ons woorde spreek oor hulle, in Jesus naam, word U nou verheerlik. Amen. Amen. Sal enige een is goed, ja.